wys ek sê oor Markus onwerklik en onwaarlik glo. Die monster klaar uiteindelik geword. Markus betref toe Jesus geliefde manier om onderrig te gee. En dit was in die middel van gelykenisse. Jesus het in die middel van gelykenisse met mense gepraat. Maar die mense kon dit echter nie altyd volledig verstaan. Jesus verduidelik deur gelykenisse dat die koninkryk van God gekom het, maar dit moet ons vrugte. En ek en jy moet in hierdie koninkryk van die Here op aarde met ons vrug dra. Jesus kan nie reg met mense praat, met daai mense praat omdat hulle begrip vermoë beperk was. En dan hou hy 'n raamwerk dat die mense later volledig sal verstaan. En selfs Jesus se disippels wat elke dag in sy teenwoordigheid was, hulle het 'n beperkte begrip gehad. Hulle was besig om die tyd maar verward. En daarom het Jesus vir hulle verder verduidelik wat die betekenis van hierdie gelykenisse is. Die Here maak dit vir my en vir jou moontlik om te kan glo. En dit is net genade. Ek en jy moet getuig van ons geloof. Ons moet getuig van die mosterdsaadjie. Want uiteindelik was dit die Here se dat ek en jy tot geloof sal kom en dat ons sy evangelie verder sal dra. Ek en jy het niks om te roep, want dit is sy genade om te kan glo. En ons kan maar net in dankbaarheid sê, Here, dankie dat ek kan glo. Dankie dat ek weet, U leef. Ek kan nie sien, maar ek sê vir die Here is so naby dat as ek my hand steek dat ek byna afvat. So 'n realiteit is hy. En hy is in my en jou lewe deur sy gees. En dit wat die Here vir my en vir jou in sy woord sê, die beloftes wat hy vir my en jou gee, ons kan dit glo. Dit sal waar word. Want uiteindelik is dit nie die belangrikste in my en jou lewe dat ons gelukkig sal wees en 'n goeie lewe sal leef. Ek en jy moet die Here aanneem en 'n lewende verhouding met hom leef, sodat ons die ewige lewe kan hê en ons kan nou deel daarvan wees, dat ons sy kinders is. En ons kan dit glo, ons kan weet dit is waar. En ek onthou die dag by my pa se sterfbed, ek my hand so op sy arm gesit en my ander hand op sy kop. En ek moet sê, Here, dankie dat dit waaroor ek en hy so baie gepraat het, dat hy nou sal sien dat dit waar is. En ek glo dit was so, omdat ek dit glo. Die woord is waar. Maar wat glo ons? Ons glo Jesus Christus is die saligmaker en die verlosser. Ons glo dat wanneer ons in ons lewe innooi, soos in Openbaring 23, die belofte wat hy gee, hy sê as jy jou hart se deur oopmaak, en jy nooi my in, dan sal ek belofte, ek sal inkom. Dis 'n rasionele, nugtere besluit wat jy maak. Dis nie emosioneel nie, daar kan die emosie betrokke wees. Maar dis 'n nugtere besluit om te sê, Here, ek nooi my lewe in. En dan sy belofte, ek sal inkom. En jy kan dit glo. Ek en jy kan glo dat hy weer op die wolke sal kom. Maar dan gaan hy kom om te oordeel. Dan is genade tyd verby. En dan hoef ek en jy nie te twyfel. Ons sal by hom wees. Omdat hy van ons sê, as jy my in jou lewe innooi, dan sal jy